Die naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdige hardloop daarin en word beskud. My tema vanoggend gaan oor om in die Gees te wandel. Liewe kind van God, jy wat hier so sit vanmôre, weet jy hoe kosbaar jy vir God is? Jy gaan stil sit op 'n plek en net besef hoe kosbaar is jy. Die wêreld wil hê jy moet glo dat jy is nie goed genoeg nie. Jy is 'n mislukking. Jy kan niks reg doen nie. Hoekom jy dit gedoen het, is dit wat jy gaan bly? Nee. Dis hoekom daar genade is. Dis hoekom daar vergifnis is. God sê vanoggend vir jou, jy, as jou hart vir Jesus gegee het, is jy myne. Jy het gesien hoe beklei 'n leeu mamma of 'n mannetjie. Wanneer daar 'n ander roofdier kom om my kleintjie te steel, dis wat God vir jou doen. Jesaja 43 vers 4 sê, omdat jy vir my kosbaar is, omdat ek jou hoog ag en liefhet. Jesaja 49 vers 15 en 16 sê, God sal jou nooit vergeet nie. Hy het jou naam op die handpalms van sy hand gegraveer. As iets gegraveer is, kan jy dit nie uithaal nie. Is jy al gesny op jou hand, dan sien jy wat sy merk is daai. Wanneer God na sy hand kyk, dit is elke minuut, elke uur. Dis my kind, want jou naam is nie geskryf. 1 Tessalonisense 1 vers 4 sê, God het jou lief en het jou uitverkies. Het jou gekies. Soos wanneer jy loop in 'n blomtuin, jy wil vir jou vrou 'n blom pluk. Jy sien al hierdie blomme, jy gaan kyk vir die mooiste een. God het jou gekies omdat jy mooi is. Hoekom jy spesiaal is vir hom. Net soos Jesus sy disippels een vir een geroep het op hulle naam, het God jou ook geroep op jou naam. Dus skryf jou hand in sy, skryf jou naam in sy handpalm. Vanoggend met ons 'n gedeelte lees van Johannes 14 vers 15 tot 18. Dit is die boodskap waar Jesus met sy disippels praat. Nou gaan vir ons in die boodskap vertaling lees. Wat Jesus sê, as julle my liefhet, deur te doen wat ek vra. Ek sal met die Vader praat en hy sal vir julle 'n spesiale helper stuur. Hierdie helper ken net een pad en dit is die pad van die waarheid. Hierdie helper gaan jou nie die verkeerde dinge in die lewe laat doen nie. Hierdie helper gaan jou help
op die regte pad. Amen. Die nou pad. Vers 17. Ek praat natuurlik van die Heilige Gees. Die Gees sal julle nooit alleen los nie. Hier staan nie geskryf, die Gees gaan julle miskien nie alleen los nie. Daar is 'n sekerheid dat Heilige Gees jou nooit alleen sal los nie. Maar oral by julle wees, julle sal gou die Gees in julle lewe herken. Wanneer jy Jesus aangeneem het, kom die Heilige Gees hier binne. En hy kom woon hierso. Soos jy tyd spandeer in die woord, begin jy God se stem hoor. As jy hier vanoggend sit en jy sê maar ek het nog nooit God se stem gehoor nie, wil ek jou aanraai, gaan na enige gedeelte in die woord en lees dit hardop. Lees dit hardop. Want dit is God wat hier praat. Dit is God se woord. Yes. As jy dit lees hardop, hoor jy God se woord. Amen. Want hy sal heeltemal deel word van julle. Hy sal nie net by julle wees nie, maar ook in julle. Voor die kruis. Die Heilige Gees gekom, hy het op iemand gegaan, God het gewerk, hy het gegaan, hy het gedienbaar. Die sondige mense sal egter nie eens weet die Gees is daar nie, en die Gees sal ook nie deel van hulle lewe word nie. Hulle sal ook nie op die golflengte van die Gees ingestel wees nie. Wie onthou nog die ou karre wat jy gekry het? Hy het hier begin by 70 something, dan het geloop tot die 100 en iets. En die twee knoppe gehad. Die een harder en sagter. Die ander een moes jou frekwensie stel. Nou wil ek by jou hoor vanoggend, hoe ingestel is jou frekwensie met Heilige Gees? Is jy op dieselfde golflengte as wat Heilige Gees is binne jou? Of is Heilige Gees se golflengte hier en jou golflengte hardloop hier onderrond? Jy gaan nie hoor nie. Kom in lyn. Kom in lyn. Hoe kom jy in lyn? Deur tyd te spandeer in God se woord. En dan bid. Gebed. Baie keer by die werk, dan gebeur iets. Of ek gaan vertel iemand iets, waar die Heilige Gees op my lê, die kliënt waar ek kom. Dan sal hy my vriend vir my sê, jy is getune vandag. En sê vir hom, ons moet getune bly. Want ons gaan iets mis, wanneer God wil iets doen met iemand se lewe. Ons tyd is nie God se tyd nie. God gaan nie wag tot jy net in die kerk is om iets te doen nie. Jy kan in die winkel staan en God kan iets doen. Maar as jy daai gewillige wissel, daai gewillige een wat sê Here Jesus, gebruik my. Daar waar ek gaan, gebruik my.
Sondag van 9:30 tot 12. Nee. Ons is nie net 'n Sondag Christen nie. Vers 18 sê, waar Jesus sê, ek self sal ook na 'n rukkie na julle toe terugkom. Ek sal julle nie soos verlore weeskinders, hulpeloos en alleen los nie. Wanneer jy alleen voel, hoor mooi, wanneer jy alleen voel, dis 'n gevoel, dit kan oorgaan. Dit is nie die werklikheid nie. Sug net bietjie diep. As jy dit doen, gaan jy hoor, dis Yahweh. Dis God se asem binne jou. Jy is nie alleen nie. Al slaap jy in die aand, hoor jy dit ook. As baie mense wat met 'n kettingsaag slaap. Maar hy kom daardeur, jy hoor hom. Daar's ander mense wat met 'n klein jigsaw saag. Hy saag nie. Maar hy is daar. God sal jou nie alleen los nie. Dis 'n belofte wat Jesus hierso vir sy disippels gee. Want hulle was gewoon vir hierdie tyd het hulle saam met hom gejourney. As hulle iets wil geweet het, kan hom tog hardloop. Jy sê, Here, Messias, wat moet ons nou doen? Het vat net 'n bietjie geloof. Al was jy geloof net so groot soos 'n mosterdsaadjie. Wanneer ek en jy eerlik stil sit en net bietjie in ons hart kyk, besef jy gou dat die grootste stryd waarin ons vandag leef nie daar buite is nie. Maar die binne. Hoekom sê ek so? Dit is nie 'n stryd teen die sondige wêreld nie, maar teen die oorblywende trekkrag van die vlees. Want dis die vlees wat jy terughou. Dis die vlees wat maak dat jy nie leerbaar kry nie. Dis die vlees wat maak dat jy bly sondig. Baie kinders van God het 'n frustrasie binne hulle. Want jy het vir Jesus lief, jy het hom aangeneem. Jy glo in die wonderwerk en die krag van die opstanding. En tog ervaar jy steeds versoeking, swakheid en innerlike konflik. Dis hierdie botsing hier binne jou. Dan vra jy jouself die vraag af, as ek werklik dan gered is, waarom voel die stryd nog so intens? Die antwoord lê nie daarin dat ons redding onvolledig is nie, maar dat ons moet leer om te leef uit wat Christus reeds volbring het. Dis nou waar ons na Galasiërs 5 vers 16 toe gaan. Waar dit presies waarheen die woord van God ons lei. Wat sê, maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Hier is 'n oproep uit die hart van die evangelie. 'n Brief wat die kerk terugroep van selfvertroue na Christus toe alleen. Ons tema is nie net verniet om in die Gees te wandel nie. Met ander woorde, ek is gekruisig met Jesus.
gelei deur die Heilige Gees. Daarin kan ek wandel in die Gees. Nie selfverbetering nie, maar 'n nuwe lewe wat vloei uit die kruis en die opstanding. Ek en jy kan nie Galasiërs 5 vers 16 verstaan as ons nie Galasiërs 2 vers 20 verstaan nie. Want Galasiërs 2 vers 20 sê, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Amen. Want as daai selfgeregtigheid, ek is so, ek is dit. Hier lê die fundament vir my en vir jou, waar die weg breekpunt is van heiligmaking. Jy moet tot daai besef kom, dis nie meer ek wat leef nie. Hierdie eie ek hier binne my, die eie ek wat my vlees wil beheer, moet bietjie sterf. Heiligmaking begin nie by 'n besluit om beter te probeer lewe nie. Dit begin by die dood. Om met Christus gekruisig te wees, beteken dat my ou sondige natuur saam met Jesus aan die kruis gesterf het, wat lei tot 'n nuwe lewe. En dis waar die heiligmakingsproses begin. En tog ervaar ek en jy nog steeds 'n stryd. Galasiërs 5 vers 17 sê, dat die vlees begeer teen die gees, en die gees teen die vlees. Die teenwoordigheid van die vlees is nog 'n werklikheid, maar sy heerskappy is gebreek. Kom ek en jy gaan kyk vandag, bietjie wat gebeur met ons, wanneer ons Jesus aanneem. Jy ondergaan 'n wese van geestelike wedergeboorte. Jou gees wat voorheen dood was weens sonde, word deur Heilige Gees lewend gemaak. Hy word ge-ignite. Wedergeboorte en met God verbind. Nou begin jy met God praat. Nou begin jy om God se stem te hoor. Jou siel, hier's waar die moeilikste gedeelte is. Die moeilikste gedeelte van 'n kind van God. Jou gedagtes. In jou siel is jou gedagtes, jou emosies, jou begeertes en jou wil. Alles wat in jou sielste mens begin 'n proses van heiligmaking. Hier binne. Jy moet jou gedagtes vul met die woord van God. En as jou gedagtes vul met die woord van God, gaan jy nie dink aan die wêreldse goed daar buite nie. As jou gedagtes vul met die woord, dan gaan jy lees. Die woord sê, word dronk van die Gees van God. Amen. Amen. Wanneer ry jy in die dorp, dan sien jy die borrelstoot, dan trek jy daar deur soos nog iets. Want jy verstaan nie, jy moet dronk word van die Heilige Gees. En dan doen jy sondige goed. Die mens hou nie hulle vleeslike drange en dood nie. Ek sê nie nou, jou liggaam kry vir 'n chocolate. Jy mag nie 'n chocolate eet nie. En ek is nie swanger nie, maar partykeer kry ek net vir 'n chocolate.
Middelburg plat gery vir jelly babies of iets. Toe Middelburg niks meer het nie, waartoe ry ek toe? Witbank toe. Amen. Want as ek by 'n winkel instap en daar's 10 pakkies, dan vat ek sommer die boks. Maar ek weet, daar's iets hier binne wat God besig is om te vorm. En my kind is nie so baie mal. Sy sal dit weet, maar sy is nie nou verslaaf daaraan nie. Want wanneer God iets kom doen in binne jou, wil jy hê. God is besig om iets te verander. Jy wil net hierdie woord eet. Begin 'n kry om die woord te eet. Nie 'n kry nie om nog iets verkeerd te doen. Dis vir ons belange moet hê, hier binne. Jou liggaam word 'n tempel van Heilige Gees. Hoewel dit fisies sterflik bly word, fisies sterflik bly, word dit geheilig vir God se diens. Terwyl ek hierdie neerskryf, praat die Here met my oor, ek weet nie of iemand hierso sit, miskien gaan iemand die video luister, oor tattoos, oor hierdie gedeelte. Jou liggaam word 'n tempel van die Heilige Gees. Amen. Dit wat jy gedoen het, toe jy in die sondige natuur was, word vernuwe. Al het jy 'n tattoo nou hierso op jou hand, dit maak nie dat jy nie Jesus kan aanneem nie. Dit maak nie dat jy nie waardig is nie. Dit maak nie dat jy nie God se werk kan doen nie. Ek het al predikers gekry wat van die vuur van God is, dan is hulle vol tattoos. God kyk nie na jou uiterlike nie. God kyk hier binne. Amen. God werk hier binne. Ek het al predikers gesien wat een arm het. Maar God werk. Maar God werk. Wat jy doen as jy 'n tattoo het, gaan bely dat onbeleide bloed. Want is bloed wat uitroep. Gaan bely dit voor God. Maak dit toe. Voorheen het die vlees regeer uit jou sielste mensie uit. Nou woon Heilige Gees in ons. Dis waar dit alles begin, om jou gedagtes te vul met God se woord. Want as jou gedagtes vul met God se woord, gaan jou emosies in lyn kom. Jy gaan nie hierdie bombarstings hê. Of kyk iemand net vir jou, dan dink jy, jy het maar net skeef gekyk. Nee. Want nou gaan jy met God se liefde dit wil doen. Ja, partykeer raak ek nog kwaad wanneer 'n kar net hier voor my injaag. Ek raak ongelukkig hier binne. Maar ek gaan nie uitklim en sy ruitestuk slaan nie. Nee. Ek moet my in beheer hou. Want anders dan gaan my vleesmens begin regeer.
ek en jy nie wil hê nie. Want dan, al die vrugte wat jy het, die goeie goed, val af. Jy werk so hard aan al hierdie mooi eienskappe. Dan een ding, gooi op elkaar. Is dit die moeite werd? Nee. Jou begeertes word God se begeertes en jou wil submit onder Heilige Gees. Hierdie ek wil, ek dit, ek, laat hy bietjie saam met Jesus gekruisig word. Laat hy sterf. Laat daar 'n Jesus in jou opstaan. Laat daar nie 'n Daniël wees wat opstaan nie. Laat daar nie 'n Jan wees wat opstaan nie. Laat daar 'n Jesus wees wat opstaan. Wanneer my en jou begeerte is om te sê, Here, minder van myself, maar meer van U in my lewe. Amen. Om deur die Gees te wandel is 'n evangeliese uitnodiging, nie 'n wettiese eis nie. Jy val nie onder die wet van dit nie. Omdat dit spruit uit 'n verhouding van genade en die krag van die Heilige Gees wat in jou as kind van God werk, eerder as jou menslike pogings om die wet te probeer onderhou. Want ek en jy gaan faal om die wet te onderhou. Daar's baie mense wat wil kies wat se wet hulle wil gehoorsaam. Hulle is vinnig om mense oor hulle vingers te tik oor die wet. Maar ek het vir jou nuus, as jy een van die wette wil gehoorsaam, moet jy almal gehoorsaam. Jy kan nie gaan selektief wees. Soos baie mense lees die Bybel om te sê, ek lees net hierdie gedeeltes. Die ander maak nie sin. As jy submit jy vol. En ek gaan dit sê, baie mense is okay om kyk te wees. Maar ek sê nou, dis nie okay om kyk te wees nie. Want God het man en vrou gemaak. God het nie Adam en Steve gemaak nie. God wil nie, jy moet net 'n gedeelte van die woord lees nie. Want alles wat hierin geskrywe staan, is deur Heilige Gees geïnspireer. Al was daar mense wat dit geskryf het. God se Gees het deur hulle gewerk. En mag ek en jy iets uithaal? Nee. Daar's baie mense wat sê, daar is hierdie boeke wat iewers in 'n grot gevind is, wat deel is van die Bybel. Ons moet dit nou ook bysit. Nee. Sou God dan dit toegelaat het? Honderde jare terug, dat hierdie woord gebind sou word. Nee, God sou dit nie toegelaat het nie. Want hy dan geweet, daar kort iets, wat belangrik is vir my en vir jou, om die ewige lewe te kan ingaan. Ons kan nie selektiewe lesers wees nie. Dit is God se werkende krag wat in jou woon. As jy Heilige Gees uitvat uit hierdie liggaam uit, ek dink alles gaan
Want is God se krag wat jou sterk gee. Want die woord sê, jy sal krag ontvang wanneer Heilige Gees oor jou kom. Jy sal krag ontvang wanneer hy hierso binnekom. Jy is 'n nuwe skepsel. Ou dinge is verby. Ons werk vorentoe. Sou nie aan die verlede vas nie. Miskien tyd om te let go of the past en te wag vir God. Wat kom? Ek sê nie nou, gaan sit op jou lazy boy op die stoep. Dis Here, ek wag nou vir u nie. Wanneer kom jy? Nee, jy moet bietjie werk hoor. Maar jou fokus moet wees, daar gaan iets kom. Amen. Jy gaan nie net sit en jy wil gaan krepeer, kom jy wag nie. Want die woord sê, as jy nie werk nie, kan jy nie eet nie. Ek het my versie verkeerd gelees. Ek dink dis nie. Jy moet werk. Dan kan jy eet. Ek praat nie nou van 'n huisvrou wat by die huis sit nie. Ek praat nie daarvan. Sy werk ook. Alles aan man die brood win. As die man werk toe ry, gaan klim sy nie weer terug in die bed nie. En slaap die hele dag op nie. En stel die wekker vir 5:30, dan sy klaar sommer kos georder, dan spring sy op, trek die haartjies net so bietjie reg, bietjie make-up, lyk alright. Kom die man dry sy kos is opgeskep. Heer. Ek dink vandag 'n huisvrou, ek dink dit is 'n moeilike werk. Want as ek vat, wat se tyd vat dit vir my om kos te maak? Ek weet nie hoe kan baie mense 'n halfuur kos maak. Glad nie. Ek verstaan dit nie. Dieselfde kos wat ek maak, vat ek 4 ure voor. Maar ek dink die verskil is die liefde waarmee jy dit maak. Jy kan proef wanneer iets net in 'n pot gegooi is. Jy kan dit proef. En dan is dit van, dis bietjie te veel sit. Wanneer jy met liefde kos maak, proef dit anders te. Wanneer jy met liefde iets vir God doen, doen jy dit deeglik. Jy gaan jou beste doen om dit te doen. Jy gaan dit nie halfhartig doen nie. Seker 'n harde woord, halfhartig. Klink so op die neus. Maar as wat God wil hê, wat jy doen dit met liefde. As jy jou medemens in die dorp kry, hanteer hom met liefde. As iemand jou kwaad gemaak het, hanteer hom met liefde. As iemand jou te nagekom het, hanteer hom met liefde. Want die woord sê die liefde bedek alles. Alles beteken alles. Saamgee. Klaar. Alles. Nie net, kyk, hierdie gedeelte val nie onder liefde nie. Alles val onder liefde. Jesus leef in my en jou, deur Heilige Gees. Wat God se teenwoordigheid, sy liefde en krag binne in ons vestig. Ons bring ons swakhede nie as verskonings nie. Ons wil nie ons swakhede gebruik as 'n verskoning. Hoekom het ons dit nog so gedoen nie? Maar eerder om daai swakheid wat jy het, as jy weet jy het 'n swakheid vir iets wat nie reg is nie, vat daai swakheid in gebed na God.
Dan jy sien hoe verander dit. Maar dit gaan jou niks help. Om op jou stoep te sit. Ja, hierdie swakheid vir my. My ma was so, my ouma was so, my ouma se ouma was so, maar nou is ek ook so. Ek hoor dit baie. Ek sê jou, ek is 'n dronk man. Ek drink my stukke. Vra hoekom? Want my pa was ook so. Ek sê, hoekom het jou pa dit gedoen? Want sy pa was ook so. Ek sê, sjoe, nou moet dit trek terug. Baie ver. Ek sê, maar wanneer gaan hierdie generasie vloek stop? Jy het 'n keuse om te sê, dit stop by my. Of jy het 'n keuse om te sê, ek gaan ook so wees. Maar as jy besluit, dit stop by my, dan stop dit. Dat dit nie oorgaan na jou kinders, se kinders, se kinders, se kinders nie. Elkeen van ons het 'n keuse wat ons wil maak. Wanneer ons 'n fout gemaak het, hardloop ons nie weg van God af nie. Dis juist op daai oomblik wanneer Heilige Gees jou oortuig van sonde, wat jy teruggaan en sê, Vader, vergewe my. Jesus, ek is jammer. Maar dit is makliker om weg te hardloop. Sluit af. Gekruisig met Christus beteken dat ek nie meer my eie is nie. My eie ek is nie meer nie. Ja, die willetjie gaan nog seker partykeer wil uitkom. Maar jy het 'n keuse, gaan jy jou willetjie beheer of gaan jy jou willetjie toelaat laat hy gaan? As jy by die huis kom en jou man of jou vrou weet, die ander een hou nie daarvan as jy jou skoene miskien uittrek in die sitkamer nie. En jy is moeg, jy het lank gewerk. Dan is dit daai wil wat jy moet in toom hou om die skoene nie by die deur uit te gooi nie. Want as jy dit by die deur uit gooi, kan die kinders miskien daar verby hardloop en jy kan 'n kind raak gooi. En naderhand is die hele familie op hom. Wat gaan dit jou help? Dis dieselfde. Hou jou. Jy wil en nee. Jy wil. Die taxi wat voor jou indraai met 'n spanner gooi. Maar jy kan nie. Want sou Jesus dit gedoen het? Glad nie. Hy sou nie. Hy sou gestop het. En gesê het, kan ek nie vir jou weet nie. Maar vandag se tyd kan jy nie stop en vir iemand gaan vra, hoor hierso, kan ek nie vir jou weet nie. Want die wêreld is verkeerd daar buite. Hy gaan net vir jou hande oplê, dis al. Dit is nie wat ons wil hê nie. Al ry jy, sê die Vader, vergewe my, ek weet nie wat hy doen nie. En begin bid, dat sy siel gered word. Gelei deur die Gees, beteken nie dat jy jou eie agenda mee het nie. Want jy val, jy submit jou onder God. Dit is 'n oorgawe
wat elke dag gehernie moet word. Jy kan nie dieselfde wat jy gister was, vandag weer wees en môre weer wees nie. Elke dag groei jy. Wat jy tyd spandeer in die woord, elke dag groei jy. Die vraag is nie of die eie ek sterk genoeg is nie. Die vraag is of jy bereid dat hierdie eie ek swak genoeg sal wees om te kan submit onder Heilige Gees en totaal en al afhanklik te wees van hom. Dis 'n vraag wat jy vra. Nie die eie willetjie, jou eie way of doing nie. Mag dit 'n begeerte wees van my en jou om elke oggend met hierdie belydenis wakker te word. Omdat ek gekruisig is met Jesus, sien 'n kans vir hierdie dag. Sien 'n kans vir elke obstakel wat kom. Want jy weet, jy kan dit oorkom. Jy gaan nie, as jy die oggend opstaan en jy sien dit lyk bewolk, sê, ja, is weer 'n deurmekaar dag vandag nie. Want hoe gaan jou dag dan wees? Gaan dit glad verloop? Nee, jy gaan 'n rollercoaster dag hê. Alles gaan deurmekaar wees. Want die woorde wat jy spreek, dra krag. En mag ons deur die dag leef met 'n gebed. Heilige Gees, lei my tree vir tree. Van hierdie tree na hierdie tree. Dan daar waar ek stap, dat ek U wil doen. Dat ek nie my wil doen waar ek stap nie. Want wanneer jy God se wil doen, gaan dit bietjie beter gaan, né? Ek sê nie nou, jy gaan nie trouwens kry nie. Partykeer is daai trouwens erger. Ek praat jy nie negatief nie, hoor my mooi. Hoekom sê ek dis erger? Want die vyand hou nie daarvan dat jy nie meer jou sondige natuur moes nie. Hy wil hê jy moet sondig heeltyd. Want hy weet dit gaan jou die ewige lewe kos as jy sondig. Dis hoekom jy submit onder Heilige Gees. En eendag wanneer ons voor God die Vader staan, sal dit duidelik wees dat dit nie jou eie krag was wat jy deurgedra het nie. Dis Heilige Gees wat saam met jou gewandel het. Tot daardie dag wanneer ons vir Jesus gaan sien, mag ons wandel met die wete dat ons gekruisig, ons liggaam is gekruisig saam met Jesus. Ons het opgestaan saam met hom. Dis nie ek wat meer leef, maar as Jesus wat in my leef. Die Gees van God. Alles tot eer van die Vader. Amen. Kom ons so sluit ons af. Dankie Heilige Gees vir hierdie woord. Vader, is baie om in te neem en ons weet dat U het ons nie alleen gelos nie. Ons het Heilige Gees, God se Gees wat in ons is, wat ons help, wat ons sterk maak, wat ons nuwe krag gee. Elke keer wanneer ons opstaan. Heilige Gees, ek vra
met 'n uitroepe vermoere. As daar iets is in ons sielste mensie, elke persoon wat hierso sit, as daar iets is in jou sielste mensie wat nog 'n merk op het, wat nog seer het, wat nog woede het, maak klaar daarmee. Want dit is dit wat jou gaan terughou om in die volheid van God se Gees te wandel. Om te doen wat God wil hê jy moet doen. Ek en jy, as kind van God, is nie 'n gewone kind van God nie. Want 'n gewone kind van God gaan nie die ewige lewe kan ingaan nie. Ons is uitgesonder. Ons het 'n doel waarvoor ons lewe. Ons het 'n doel om in 'n verhouding met Jesus te staan. Ons het 'n doel om in 'n verhouding met God die Vader te staan. En ons submit onsself onder Heilige Gees. Dat dit nie ons eie wil is wat wil regeer nie, maar dat God se Gees in en deur ons kan werk. Alles vir die koninkryk. Vader, ons loof U en ons prys U. Ons sê vir U dankie dat U ons nog 'n dag gegee het. U het ons nog 'n dag gegee om te kan regmaak. As daar iets is wat nog reggemaak moet word. Want ons weet nie wanneer gaan U kom nie. Maar die dag wanneer U gaan kom, mag ons reg wees. Mag dit nie wees dat ons die bus mis nie. Mag daai deur nie net voor jou toe gaan. En jy sê, Jesus, waarom? Is te laat. My uitnodiging aan jou is vandag. Maak reg terwyl daar tyd is. Moenie uitstel tot volgende maand toe. Moenie uitstel. Ag, dit sal weer 'n dag wees. Daar sal weer 'n dag kom nie. Maar maak reg dat jy saam met Heilige Gees kan wandel. En spandeer tyd in God se woord. Spandeer tyd in gebed. Ons loof U en ons prys U. Want U is die koning oor al die konings. Dis my gebed in Jesus se kragtige naam. Amen en amen. Amen.